gesels vandag met Cassandra Strydom en Cassandra is die skoolhoof van Trinity House Little Falls. En ons het die heerlijke topic fokus op lees. En hierdie hele reeks, ek dink dit is nou praatjie 7 van 10, word aangebied deur Old Mutual. So gee jou kind 'n voorsprong, bereken die toekomstige koste van onderwys en die maandelikse besparings wat nodig is met Old Mutual se aanlyn rekenaars. Ek sal in die kommentare 'n skakel sit na die rekenaars toe. Dit werk regtig baie goed. Jy sit jou details daarin en dan sien dit vir jou hoeveel jy kan spaar. En ek sê altyd ons moes seker almal 10 jaar terug begin spaar het. Tweede steeds begin vandag spaar. Ja, as jy gaan kyk daar, universiteit is duur, so gebruik hulle rekenaars. Vandag se onderwerp is fokus op lees. En dis lees is my gunsteling ding in die hele wêreld. Ek het al vir iemand gesê, as ek ooit nie die tronk moet plan, sal ek eers omgee nie, want ek kan nie lees. Ek sal die hele tronk sit op die deur lees. En as jy nou graad R of graad 1 kind het, jy weet graad R is met baie nie alfabetgoedjies, maar graad 1 is van regtig begin lees. Het is regtig, as jy dink oor lees, dit is 'n ongelooflike ding wat die menslike brein kan doen. Ek het al seker mooie definisies daarvan gesien. Daar is die klein spiegeltjies op 'n stuk papier wat jou brein interpreteer en dit in 'n storie verander of 'n inligting verander. Dit is eintlik 'n ongelooflike ding om te leer lees. En regtig, as jou kind lief is vir lees, dan is jy 'n kop deur wat skool aanbetref. Absoluut. Ja. Absoluut. But over to you. Dis altyd my so lekker om met jou te gesels, ons gesels so lekker. Weet jy, lees is vir my, dis iets na in my hart, want as kleintjies kan lees, kan hulle enigiets doen. Ja. En dit begin alles by lees moet lekker wees. Ja. Want as lees nie lekker is nie, dan pluk jy 'n lat vir jouself en dit gaan regtig moeilik wees om die kleintjie te kry om te lees. Ek weet die skool gee jou boekies en sê jy moet hierdie lees en soveel blaadjies elke dag, maar pas bietjie iets daarin waar jou kleintjie kan kies wat hulle wil lees. Ja. En dit hoef nie noodsaaklik te wees dat hulle al die woordjies op die bladsy lees nie. Partykeer is dit ook net lekker om 'n lekker prentjie te hê en om vir jou die storie te vertel wat hulle nou lees. En jy sien dit baie met die groot ertjies. Ja. Hulle begin die lettertjies sien en verstaan, maar as hulle prentjies sien, kom ons sê dis sneeuwwitjie, dan gaan hulle nou vir jou sê van, ek sien 'n vroutjie en sy het mooi rosy cheeks en sy het 'n pragtige blasvel. Jy weet, en dis okay, want dis waar dit begin. Ja. Ons het nodig vir hulle om daai imagination te bou. Ja. Ekskuus vir my woorde, die verbeelding, Ja. want dis waar dit begin. Lees. En as hulle self in 'n storie kan sien, nog beter. Ja. Want dit word ek is die prinses. Ja. Of ek is die heks in die verhaal. En dis waar ons die verbeelding bou. Ja. As jy daai liefde vir lees kan kweek op 'n jong ouderdom, dan is jy op weer. Ja. Want as hulle kan lees, kan hulle leer. Ja. Dit is die belangrike deel. Die ding ook wat kinders graag, die kleintjies graag doen, is hulle hou mens daarvan om dieselfde boek oor en oor te lees. En partykeer kan mens mal raak om dieselfde boek oor en oor lees. En nog 'n lekker ding om te doen is, as jy nou die boek vir die 20ste maal lees, maak 'n fout. Verander een van die woorde, verander ruil name om of iets, en dan kyk jy hoe prik dat. Nee, en dan help hulle jou vinnig reg, en hulle begin amper die boek memoriseer. En dis ook, dis ook een van daai speletjies wat jy so half kan speel daaroor. Ja. Weet jy wat's nog 'n oulike dingetjie om te doen is, kom ons vat 'n boek wat ons nou 20 keer gelees het, en gesels oor die boek. Ja. Vra vragies, sien as ons dalk die einde kon verander, wat sou jy gedoen het? Ja. Hoe sou jy dit gekies het? Ja. En dit gee ook vir die kinders daai liefde van, ek kan hiermee speel, ek kan hiermee werk, ek kan bietjie kreatief wees. As ek nou nie wou gehad het die prinses en die prins moet saam opeindig nie, dan ek weet nie, kon die prins dalk weggery het op sy perd en vir hom 'n nuwe kasteel gebou het. Jy weet, so dit is so oulik as hulle begin in dit en leef en hulle geniet hulle self. Dis waar die liefde vandaan kom. Dan raak dit maklik. Ja. En hulle kom dit snaaks so goed voor in dag. Dis een van my gunsteling herinneringe is my oudste Sofia, sy's nou al 23, maar ons het die slapende skoonheid gelees en daar's ons nou 'n prins vir die draak. Jy weet, die prinses lê ons nou daar in die kasteel en slaap en die prins maak die draak dood. En my kind was, nee, ek hou van die draak.
nie. Ja. Die draak was al gunsteling karakter en nou vir die draak doodgemaak. So dit kom met ander nog goed vorendag. Dis die ding en ek dink as ons by daai punt kom, as hulle begin skryf, Ja. dan het hulle daai kreatiwiteit. Ja. En hulle kan dan jy weet in hulle boeke as hulle nou begin sinnetjies skryf en so aan, dan is dit nie net my mamma dit en my papa dit en Ja. ek, jy weet, Ja. hulle bou daai kreatiwiteit op en hulle kan ook nie alles spel nie, Ja. maar dit is nie reg Nie eintlik wat wat ons gaan soek nie. Ja. Ja. Dit gaan regtig oor, kan ek myself uitleef op die Ja. blaai? Ja. Whether it's as jy lees of as jy skryf, Ja. dit is waar dit alles begin. En Ja. mense kan klein begin, jy Ja. weet. As jy met jou kind bietjie daai negotiation kan hê waar jy kan sê, okay, kom ons lees die 2 blaadjies wat juffrou gegee het Ja. van die skool af en dan kan ons daai boek lees waarvan jy so baie hou. Ja. Want dan breek jy dit nie af met wat ons van die skool af gee nie. Ja. Jy bou dit op en Ja. ja, lees is beautiful Ja. in so baie maniere. Ja. En gebruik dit tot jou voordeel ook in 'n liefde daarvoor. Byvoorbeeld my ma het lees gebruik om die vrede te bewaar tydens etenstyd. Ja. So ons het aan die tafel gesit en gewoonlik sou ons, jy weet, mekaar onder die tafel geskop het of beklei oor wie die ontbytgraad boks gaan lees Ja. of wat ook al, en my ma het die boeke uitgehaal en gelees en dan sit ons almal chiepstil en eet ontbyt met ons luister na 'n storie. Of as die dokter toe gaan en jy gaan in die spreekkamer wees, vat 'n boek saam. Ja. Ja. Ek dink ook, dit hoef nie net boeke te lees nie. Ek meen, daar's so baie dinge wat jy kan optel om te lees. Jy weet, daar's 'n leeskaartjie of daar's 'n koerantpapier. Ek weet nie of mense nog koerant in hulle huise het nie, maar ek weet, jy weet, elke week kry ons die Pick n Pay blaadjie. Ja. En dis Ja. oulik want hulle begin na die nommers kyk. Ja. En dit gaan soveel verder as net ek moet 'n boek lees. Ja, dis interessant dis baie keer met supermarkte se logos wat Yes. kinders omtrent die eerste keer Ja. begin lees, want jy sê ons gaan Woolies doen, dan leer hulle daai Ja. weer, daai groot swart weer, Ja. so goeie, dan leer hulle as hulle dit op 'n ander plek sien dan sê hulle o, Woolies. Ja. Dis eintlik dis hoe lees werk. Absoluut. Dis om daai jy weet die skiedeltjie te sien en te besef dat dit verteenwoordig iets. Die prentjie en die ja, bedoeling en- by mekaar sit. Ja, by mekaar sit. Ja. Dit is belangrik om dit te kan doen en jy weet as jy rondry in die kar, laat hulle 'n bietjie rondkyk en sien wat sien hulle. Ja. Soos wat jy nou gesê hulle sien die weer vir Woolies. Ja. Kyk bietjie rond. Kyk daar's 'n Pick n Pay. Waarmee begin dit? Ja. Jy weet, waarmee Ja. eindig dit? Ja. Dan bou ons lees sonder om iemand te probeer. Ja, ja. So, Stoptekens Yes. is altyd die Ja, een wat ja. hulle maklik optel. Absoluut. Ja. Ja. Ek het al gesien hoe kinders in die kar sit en hoe hulle die nommerplate lees. Ja. En dit is ook deel van Ja. dit. So lees is alomteenwoordig. Ja. Dit is nie net iets wat ek in 'n boek sien nie, dit is oral. En as jy as ouer nie baie tyd het nie, maar jy gaan laai jou kind af of jy tel jou kind op, doen sulke tipe goedjies. Ja. Want dit is waar hulle die prentjies bymekaar begin bring. En dit is dan waar actual lees begin Ja. gebeur. Ja. Cassandra, baie dankie. Ek hoop julle voel geïnspireer om lekker te lees. Liedjies sing en rymtjies Ja. opsê is ook deel van lees. absoluut. Ja, en snaakse woorde opmaak en snaakse stemme doen. Okay, ons Ons kan heeldag gesels. Ons kyk eens nou op. So baie dankie. Dankie. Cassandra, ons weer terug oor 2 dae. Jy kan sommer slaap man. Dan sê ek wat weer dink. Cassandra is oor 2 dae terug en dan gaan ons op Your Pregnancy and Babies geblaad 'n Engelse gesprek hou en ek dink dit sal vir baie aanklete lesers ook baie interessant wees want ons gaan praat oor skool gaan in 'n tweede taal. En nou julle ding van moedertaalonderrig en tweede taalonderrig en dit is baie algemene ding in Suid-Afrika vir ek het nie persentasie nie, maar seker vir meeste van die mense in ons land gaan op die ouenskool toe in wat nie hulle moedertaal is nie. Absoluut. So ek sien baie uit daarna. Dit gaan op oor 2 dae op Pregnancy and Baby wees. En baie dankie al Mutual dat julle hierdie hele reeks borg. Dit is 'n fantastiese klomp inligting. Ons sit dit ook alles op ons YouTube kanaal. As jy nou dit later weer wil kyk, dan bly soos vir 30 dae op Facebook. En onthou om die aanlyn sakrekenaars te gebruik. Ek gaan dit in die kommentare sit om uit te werk hoeveel jy kan vir onderwys gaan spaar in die toekoms. Dankie baie. Dankie.